Nou vriende, ons is die Here dankbaar dat ons aan die einde van nog 'n week kan kom en dat die Here vir ons deur nog 'n week gedra het. Die gebed van my hart is dat die Here ook vir ons ryklik sal seën by hierdie laaste boodskapie uit die gedeelte van Efesiërs 4 vers 1 tot 3 wat ons die afgelope week by stil gestaan het. Nou, ons is besig met die gedagte van om te wandel waardig die roeping waarmee ons geroep is. Vir u gesê, ons almal is geroepenes van die Here. Die Here het ons geroep vir 'n bepaalde taak en doel, en dis in die eerste plek om die evangelie van die Here Jesus Christus te verkondig, maar dan ook so te lewe dat ander kan sien dat die evangelie wat ons spreek in ons eie lewe 'n werklikheid geword het. Ons het alreeds die gedagtes hanteer dat ons moet wandel met alle nederigheid en ons moet wandel met sagmoedigheid, met lankmoedigheid, terwyl ons mekaar in liefde verdra. En vanmôre gaan ons kyk na om ernstig te strewe om die eenheid van die Gees te bewaar deur die band van die vrede. Nou ek wil u groet met die woorde van Halleluja die 298. Daar staan: Heer, gee my 'n hart vervul met lof, 'n hart verlos en bly, 'n hart bespreng met Jesus bloed, gestort eens ook vir my. Die tweede vers sê: 'n teer en onderworpe hart, waarin die Heiland woon, waar hy alleen bevele gee, waar hy en hy slegs troon. Die derde vers sê: 'n nederige en sagmoedige hart, wat hom getrou betoon, wat in geloof verenig is met hom wat daarin woon. Dis so 'n pragtige lied vir my hierdie, en u moet tog al die verse gaan lees as u 'n kansie het. Halleluja die 298. Maar dit is vir my so belangrik dat die Heiland alleen bevele sal gee en hy alleen op die troon van my lewe sal heers. En dis presies waaroor Efesiërs 4 vers 1 tot 3 gaan, want u sien, as ons geroep is deur die Here om te wandel waardig die roeping waarmee ons geroep is, dan wandel ons in onderworpenheid aan sy wil. Ons gebed is elke dag: Here, dat u my wil sal onderwerp aan u wil, dat u my in afhanklike gehoorsaamheid aan u sal laat lewe, dat ek daagliks sal pleit dat u my deur u Gees sal versterk met wysheid en insig, sodat ek waardig voor u kan wandel. Nou kom ons kyk bietjie vanmôre na wat bedoel die apostel Paulus as hy sê dat ons ernstig moet streef om die eenheid van die Gees te bewaar deur die band van die vrede. Nou die Gees van God is die een wat in elke kind van God woon. So ons is aan mekaar verbonde deur die Heilige Gees wat in ons woon. En hierdie eenheid, vriende, is belangrik sodat ons dan die evangelie soos een man, soos 'n weermag kan uitdra, met dieselfde visie, met dieselfde taak, met dieselfde doel, met dieselfde opdrag, om die Here dan te verheerlik. Ek wil vir u sê dat dit is belangrik om te onthou dat die kerk is nie 'n sosiale klub waar mense by aansluit om hulle self te geniet nie. Vriende, die kerk is 'n instelling van God self, waar ons as kinders van God die kosbare waarheid van die evangelie aan 'n duister wêreld moet verkondig. Baie interessant, die langste gebed van die Here Jesus wat opgeteken is in die Bybel is Johannes 17, die hoëpriesterlike gebed, soos dit bekend staan. Baie interessant, die Here bid baie dinge daar. Hy bid dat sy kinders van die bose bewaar sal word, dat hulle geheilig sal word in die waarheid van die woord, dat hulle eendag by hom sal wees. Maar as een ding waarvoor die Here 4 maal bid in hierdie hoëpriesterlike gebed Johannes 17, en dit is vir eenheid. Ek lees gou vir u die 4 verse. Johannes 17 vers 11. Jesus sê: ek is nie meer in die wêreld nie, maar hulle is in die wêreld, en ek kom na u toe, Heilige Vader. Bewaar in u naam die wat u my gegee het, sodat hulle een kan wees, net soos ons. God is 'n drie-enige God, Vader, Seun, Heilige Gees. Ons kan hulle nie van mekaar skei nie. Vader, Seun en Heilige Gees is een God, van ewigheid af is hulle 'n drie-eenheid. En nou kom Jesus en hy bid hierdie merkwaardige gebed, met hierdie woorde, dat hulle een sal wees net soos ons, dat daar absolute harmonie onder die kerk van die Here Jesus sal wees. Vers 21, dat almal een mag wees, net soos u Vader in my en ek in u, dat hulle ook in ons een mag wees, hoor nou, sodat die wêreld kan glo dat u my gestuur het. Nou vers 22, ek het hulle die heerlikheid gegee wat u my gegee het, sodat hulle een kan wees, net soos ons een is. En dan vers 23, ek in hulle en u in my, sodat hulle volkome een kan wees, en dat die wêreld kan weet dat u my gestuur het, en hulle lief gehad het, net soos u my lief gehad het. Het jy agtergekom wat staan hier? Die heel belangrikste rede waarom ons soos 'n eenheid moet funksioneer, en die band van die eenheid moet bewaar, deur die werking van die Gees in ons harte, is sodat die wêreld kan sien, dat Jesus Christus die enigste redder is. Dink jy dis verniet dat die duiwel poog om verdeeldheid te saai in 'n kerk?
Dink u dat die duiwel verniet poog om broederskap en sisterskap te probeer tot niet maak, dat daar fetes en twiste en stryery en ongelukkigheid tussen kinders van die Here is? Hy doen dit juis omdat die Here Jesus hierdie gebed gebid het, en die vyand weet, net so goed as u en ek weet, dat as mense as 'n eenheid saam funksioneer, hulle baie meer kan vermag. Een van die ou leses was gewees, eendrag maak mag. Dis wanneer ons saam staan, dat ons baie kan vermag, en dis wat die Here Jesus bid vir sy kerk, vir sy kinders, vir sy weergeborenes, dat ons werklik, vriende, die eenheid van die Gees moet bewaar. En nou sê hy deur die band van vrede. Nou hierdie vrede, vriende, is nie vrede gebou op kompromie nie. Dit beteken nie dat ek vat hande met die Rooms-Katolieke kerk en ek vat hande met verskillende kerkdenominasies wat as Christelik bekend staan, maar hulle ag nie die waarheid van God se woord hoog en die soewereiniteit van God hoog en die woord van God hoog nie. Nee. Hierdie kompromie is, vriende, 'n gevaarlike tydbom wat wag om af te gaan. As die Bybel vir ons sê dat ons die eenheid moet bewaar deur die Gees en deur die band van vrede, beteken dit eenvoudig dat ons 'n gemeenskaplike verstaan van die woord sal hê, waar ons die fundamentele waarhede uit God se woord reg verstaan, reg toepas en dan ook reg verkondig ten einde vir die wêreld na die Here Jesus te wys. Wat is die fundamentele waarhede? Ek gaan vir u 'n paar van baie noem. In die eerste plek die godheid van die Here Jesus Christus. Dit is belangrik om te glo dat Jesus volkome God was en volkome mens was. Dit is belangrik om te glo aan sy maagdelike geboorte. Dit is belangrik om te glo aan sy plaasvervangende dood aan die kruis, die sondelose volmaakte lewe wat hy geleef het, sy opstanding dat die graf leeg is, sy hemelvaart dat hy opgevaar het en weer sal terugkom. Wat is nog fundamentele waarhede? Om werklik te glo dat hy die enigste redder is. Hy is die enigste weg, waarheid en lewe. En dit, vriende, bind ons saam. Ons voel dieselfde daaroor en ons word gedryf en gemotiveer om hierdie evangelie in 'n bose, krom en verdraaide geslag in te vat, sodat siele vanuit die duisternis na die wonderbare lig van die Here getrek kan word. Dis belangrik dat ons sal sien dat hierdie eenheid is waarvoor die Here Jesus bid. En ag vriende, ek moet vir u sê dat dit is een van die dinge waarmee ons die meeste stoei in die kerk van die Here Jesus. Daar's altyd een wat wil dwars trek, en soms trek hulle dwars oor geringe en dinge wat nie eers belangrik is nie. En dis vir my belangrik dat ons na hierdie saak sal kyk. As ons die woord van die Here bestudeer, dan sien ons dat die waarheid soms verdeeldheid bring. Jesus self sê, ek het nie gekom om vrede te bring nie, maar die swaard. Wat bedoel Jesus daarby? Hy het nie gekom om vrede met almal te probeer bewerk en die waarheid oorboord te gooi nie. Dink maar aan die Fariseërs en die Sadduseërs, hoe dikwels hulle hom beskuldig het, en hy het nie maniere gesoek om kompromieë aan te gaan met hulle verstaan van die skrif en hulle verstaan van wie hy is nie. Hy het vir hulle die standaard gestel, en die wat vir hom was, het saam met hom gestap, en die wat teen hom was, het hom later gekruisig. Die waarheid van die woord bly nog steeds dieselfde, want die Here is gister, vandag en tot in ewigheid dieselfde. En hierdie waarheid, vriende, moet in die gemeente gevestig word, en die waarheid sentreer rondom die persoon van Christus en rondom sy soewereiniteit. Daarom is dit belangrik dat ons ook 'n goeie verstaan en uitleg van die skrif sal hê. Ek moet vir u sê, in die jare wat ek in die bediening is, het ek agtergekom dat kerke vir mense leuns vertel. Hulle kom en hulle skep 'n Christus wat hulle in hulle eie gedagte uitgedink het. 'n Christus wat deur ons gebede en 'n Christus wat deur ons emosies en deur een of ander woord van ons gemanipuleer word en gestuur word in 'n rigting soos ons graag wil hê hy moet doen. Ag, ons vind die tendens in kerke en in denominasies, en die hartseer is dit bring net groter skeiding en verdeeldheid. Aan die ander kant sien ons, wanneer dit kom by fundamentele kerke, kerke met waarheid, waar God hoog geag word, waar Jesus Christus as enigste redder voorgehou word, waar die Heilige Gees die oortuigingswerk doen, is daar hierdie mooi eenheid, waar hulle uitgaan om die evangelie te verkondig. Daarom sê die apostel Paulus dit so baie duidelik. As ons 'n waardige wandel voor die Here wil hê, dan moet ons nederig wees, sagmoedig wees, lankmoedig wees, mekaar in liefde verdra, en dan van ons kant af ernstig strewe, doelgerig strewe, om die eenheid van die Gees te bewaar deur die band van die vrede. Die vrede kom wanneer ons gered word, wanneer ons die woord van die Here liefhet, en vanuit hierdie gesagsbron van die woord, dit
uitdra aan die verlore gaande wêreld en weet ons is een van sin en een van siel, met een gees deurdronge, met een doel voor oë, om Christus en hom as gekruisigde te verkondig. Mag die Here ons genade gee en mag u en ek vredemakers wees. Mag ons die eenheid bewaar. Mag ons die klein dingetjies eenkant skuif. En ag, die klein fieterjasietjies wat die kerk van die Here seermaak en verwoes, mag ons dit bely en laat staan. En mag ons fokus op die groot opdrag en die groot taak om die evangelie uit te dra. Want die Here Jesus bid 4 keer in Johannes 17. Vader, dat my kerk een sal wees, sodat die wêreld kan weet en sien dat u my gestuur het as die verlosser en saligmaker. Groete vir u, seun, mooi naweek. Tada.